want die skrif, want hierdie elke Jan Rip en sy maat, wat oor enige ding kom gesels en dan lieg hulle vir ons, vat my en jou eienaarskap weg. Maar hier kom die Here Jesus en hy sê, storm, wees stil, en kyk wat sê die Engelse Bybel, die disippels vra so onder mekaar, wie is hy, dat ewen die storms en die winde en die see vir hom luister. Kyk wat sê die Engels, hy sê, what kind of a man, hy sê nie so, what kind of a God is this nie, ja, what kind of a man, jy sien, want God het die heerskappy en die autoriteit en die regeringskap aan die mens gegee. En hier kom die Here Jesus in die vorm van 'n mens en hy praat met die winde, hy praat met die storms, hy praat met die see en die see gehoorsaam hom. Die storms gehoorsaam, want die skrif sê vir my, en daar het 'n groot stilte oor die see gekom. En wat kom doen Jesus eintlik? Jesus kom model vir die disippels en vir die mensdom wie ons eintlik is. Maar dit is belangrik dat ek en jy dit sien. Onthou julle in die Ou Testament, het die Heilige Gees, so ek dink byvoorbeeld aan Samson, het die Heilige Gees vaardig geword oor gelowiges, dan het hulle geprofeteer, of Samson het vreeslik sterk geraak, en as hy klaar gedoen het wat hy moes doen, dan het die Heilige Gees onttrek. Dit was in die Ou Testament. En onthou die Ou Testament, al lees jy die Nuwe Testament, was dit nog steeds Ou Testament tot en met Jesus gekruisig is. En van sy kruisiging af, het dit Nuwe Testament geraak. Genuine Nuwe Testament. Want van die Nuwe Testament, van na die kruisiging af, het die Heilige Gees nou nie meer van buite af oor mense gekom om iets te doen nie. Nee, al wat ons moes doen van die Nuwe Testament is, nou moet ons erken wat is die prys Golgotha. Wat beteken dit vir my? Ek erken die prys, ek erken dat Jesus vir my gesterf het. Nou vra ek hom, kom in my in. Waar bly die Heilige Gees nou? Hy bly nou binne in ons. Met ander woorde, nou werk die Heilige Gees van binne af. Hierdie verskriklike klomp krag en autoriteit wat God het en is, sit nou binne in elke gelowige. Met ander woorde, die koninkryk van God is nou iets wat in elke gelowige is en wat deur elke gelowige werk. Al daai heerskappy en al daai krag wat Jesus kom terugvat het en vir ons kom gee het, sit nou binne in jou en in my.